Wanneer die Here ons groet, dan sê hy, ek sal by julle woon, ek sal by julle bly en julle God wees, en julle sal my volk wees. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Ons barmhartige God en hemelse Vader, baie dankie dat ons die voorreg het wat ons nou weer het om so rondom u woord by mekaar te kan wees, al is ons nie in mekaar se teenwoordigheid nie. Dankie Here dat ons ook die woord in ons eie taal kan hoor. Maar ons bid vanmôre dat u ons sal lei en sal help dat die woord wat ons hoor, 'n woord sal word wat ons ook sal leef, dat ons sal doen, dat ons nie net hoorders van die woord sal bly nie, maar doeners van die woord sal wees. Ons bid vir die genade om op daardie manier as u kinders in hierdie wêreld te leef, sodat wie ook al met ons te doen kry, ons Vader wat in die hemele sal verheerlik. Ons sê baie dankie vir al die seëninge wat u so ryklik oor ons uitstort en uitgestort het elke dag van ons lewe. Ons sê baie dankie dat ons in tye wanneer dit goed gaan, soveel vreugde kan beleef, maar in tye van teëspoed stil kan vertrou dat u steeds daar is en dat u met ons op pad is. Ons bid vir almal wat op ons voorbidding reken, vir bejaardes en siekes, vir verwaarloosde en verweesde mense, vir mense wat onder geweld moet oorleef. Seën elkeen, Here, dat hulle in die omstandighede waarin hulle verkeer u teenwoordigheid mag ervaar. Lei en leer ons nou deur u woord, sodat ons kan hoor. Geef vir ons die vermoë om dieper te kyk en om beter te luister. En dankie dat u ons sonde vergewe het, dat ons kan weet dat u alles wat tussen u en ons is weggeneem het. Help en lei ons, Here, om so te leef, soos wat u van verloste mense verwag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan vandag gedeeltes uit Psalm 119 lees, maar dit volg 'n bietjie later. Die teks vir die prediking is Psalm 119 verse 31 en vers 37. Nou in vers 31 lees ons: Ek hou vas aan u verordeninge, Here, moet tog nie dat my lewe 'n teleurstelling word nie. In vers 37 lees ons: Weerhou my van 'n nuttelose lewe. Laat my leef op die weg wat u aanwys. Nou 40 dae in die woord. 40 dae het ons gefokus op liefde vir die woord, leer die woord en leef die woord. Vandag val die fokus op leef die woord. Die Bybel praat so baie oor hoe ons moet lewe. Psalm 119 is hiervan 'n uitstekende voorbeeld. In Psalm 119 word daar nie minder nie as 34 keer oor die lewe gepraat. En ek kan verstaan hoekom. U weet so goed soos ek, dit wat ons in die Bybel leer oor ons verlossing en oor die wil van God raak ons hele lewe. Daardie lewe wat strek van ons eerste tot ons laaste dag op aarde. En ons weet ook baie goed, 'n mens kry net een geleentheid om daardie lewe te leef. En daai een geleentheid wat elke mens kry, so weet ons ook, gaan bitter gou verby. U en ek ervaar die waarheid van Psalm 90 elke dag wanneer ons beleef hoe dat ons dae vlieg en ons jare soos 'n gedagte verby skiet. 70 jaar, en as ons baie sterk is, 80, en dit, so sê die Psalm, is gou verby. En ons vlieg na ons einde toe. Ek kan verstaan hoekom die digter van Psalm 119 so diep bewus was van die erns en die belangrikheid van hierdie een geleentheid wat 'n mens het om te lewe. Soveel so dat hy bid, moet tog nie dat my lewe 'n teleurstelling word nie. En weerhou my van 'n nuttelose lewe. Maar nou wonder ek, wanneer sou 'n mens se lewe 'n teleurstelling wees? Of erger nog, wanneer sou jou lewe, daardie een geleentheid wat jou gegeen word, nutteloos wees? En op hierdie vraag is deur die eeue heen al baie antwoorde gegee.
Filosowe het hierdie vraag van alle kante af beredeneer en met die wonderlikste antwoorde vorendag gekom. En elke briljante filosoof wat al geleef het, en die wat steeds leef, het iets anders uitgelig om te probeer verklaar wanneer 'n mens se lewe nou 'n teleurstelling sou wees, of wanneer jou lewe nutteloos sou wees. Vir Jesus is 'n mens se lewe 'n nuttelose teleurstelling wanneer 'n mens dit wat Jesus ons geleer het ignoreer. Lees saam met my Matteus 7 vers 26. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. En jy weet mos wat het Jesus gesê, wat met so 'n huis wat op sand gebou is gebeur. Die apostel Jakobus sê dit so 'n bietjie anders, maar dit kom eintlik op dieselfde neer. Jakobus sê, julle moet doen wat die woord sê, anders bedrieg julle julleself. Nou vir die digter van Psalm 119 is 'n mens se lewe nutteloos. Dis 'n teleurstelling as jy nie met jou hele lewe na jou Skepper toe gekom het en jou tot die God van die heelal bekeer het en dan toelaat dat God se boek, die Bybel, God se woord, die belangrikste riglyn vir jou lewe word nie. Dis tog duidelik genoeg vir elke mens om te verstaan. En dan verder, en dit is 'n ewige waarheid vir alle mense, maak nie saak wie jy is nie, ook nie wat jy al in die lewe bereik het of nie bereik het nie. As 'n mens nie as verloste gelowige die woord van God dankbaar leef nie, is jou lewe nutteloos en 'n teleurstelling. En dit beteken, as 'n mens na alles wat jy in die woord lees en wat jy vanuit die woord gehoor het, steeds nog maar 'n harde en 'n selfgerigte mens bly, soos Psalm 119 sê, 'n trotse, hoogmoedige, 'n verwaande mens, vol vernyn en spot teenoor ander, goddeloos, 'n wetsverkragter, 'n mens wat ander beswadder en beledig, op hulle neersien. As 'n mens steeds so is, so leer God se woord, is jou lewe vir God 'n teleurstelling en vir alle praktiese doeleindes nutteloos. Dan baat alles wat jy gehoor en gelees het jou absoluut niks. En kom ons wees eerlik, daar is sulke mense wat self 'n eie Bybel het en wat die Bybel dalk self ook lees en dit dalk ook bestudeer, maar wat steeds so bly lewe asof hulle nog nooit enige waarheid en wysheid uit die woord van God ontvang het nie. En daar's baie sulke mense. En 'n mens kry hulle oral in die samelewing en in al die lae en vlakke van die samelewing, en jy kry hulle onder alle ouderdomsgroepe. Ons ken hulle by die naam boelies. Mense met wie jy nie maklik klaarkom nie. Mense wat dit sleg maak vir almal om hulle. In hulle self is hulle ongelukkig en ontevrede met alles, en dit lyk of hulle nooit geleer het hoe om gelukkig te wees nie. Hulle kritiseer gedurig alles en almal, hulle beskuldig ander aanhoudend. Hulle is oor die algemeen negatief en swartgallig. 'n Kollega van my sê sy ouma het dit raak opgesom. Sy het gesê eintlik is daar net 2 tipes mense in hierdie wêreld. Sy het dit genoem klaarkomstige mense en onklaarkomstige mense. Nou, ek glo ons almal ken sulke mense, die onklaarkomstige mense en natuurlik ook die klaarkomstige mense. Die spieël waarvoor ek elke dag staan, vra vir my, waar sien jy jouself? Is jy 'n klaarkomstige mens of beleef ander jou dalk as 'n onklaarkomstige mens? En hier moet elke mens maar deeglik rekening hou met jou eie blinde kolle. 'n Mens sien nie maklik raak hoe jy self dalk 'n onklaarkomstige mens kan wees nie. Nou gelukkig, en dit weet ons ook, is daar mense, baie van hulle, wat wel die kuns bemeester het om gelukkig en blymoedig en met vrede en vervulling te lewe. Dis die klaarkomstige mense. Vir hulle is die lewe 'n lied altyd, nie 'n teleurstelling en 'n nuttelose affære nie. En nou sê ek nie hulle is volmaak en sonder foute nie, ek bedoel hulle is tevrede en vergenoeg en dankbaar vir alles. Hulle is die klaarkomstige mense. Mense met wie 'n mens maklik klaarkom. Hulle probeer om die woord waarvoor hulle lief is en wat hulle ken te leef. Hulle probeer om volgens God se maatstawwe en norme te leef en nie volgens die wêreld se nie. Dis die mense, Psalm 119, wat elke dag bid, Here,
Ek wil u gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van u gebooie nie. Aan u beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen u. En oor, op baie verskillende maniere sê Psalm 119, dis die mense wat die woord van God hoor, dit lees, dit bepeins, gehoorsaam, verander, leer en ag neem, ervaar, ter harte neem, vashou aan die woord aanhaal, vertel, bybly en vertrou. En oor op elke denkbare manier leer Psalm 119 wat die geheim van so gelukkige, blymoedige, dankbare lewe is. Dis die mense wat deur hulle omgaan met God en God se woord verander word. Hoe langer hoe meer. En nou wil ek aanvaar, u weet so goed soos ek, verander. Om te verander is 'n ongelooflik belangrike begrip in die Bybel. Daar's baie begrippe in die Bybel wat lewensbelangrik is, soos vergifnis en liefde en verlossing, genade, God se koninkryk, ewige lewe en al daai begrippe wat ons elke dag, elke Sondag hoor. Maar daar's een begrip in die Bybel, want as 'n mens dit mis jy die hele punt. En dis die begrip verander. En Christene, of ons dit nou wil weet of nie, is mense wat al hoe meer verander. Ons moet verander om soos die Here te word en te wees in die manier hoe ons dink, hoe ons praat en hoe ons leef. En Christene is mense wat wil verander. Hulle wil werk aan hulle self. 'n Christen, iemand wat in Jesus Christus glo, kan nie maar tevrede wees en sê, hoorie, los my uit, ek is nou maar so gemaak en so laat staan nie. Die Bybel is hieroor baie, baie duidelik. Christene, mense wat in Jesus Christus glo, moet verander. En dit is wat die digter van Psalm 119 sê, wat met hom gebeur het. Hoekom? Omdat hy ernstig met die Bybel besig geraak het in sy lewe, of nee, dis eintlik andersom, omdat die Bybel, God se woord, ernstig met hom besig geraak het. Ons kan so besig wees met die Bybel as wat ons wil. Ons kan nog 40 maal 40 dae in die woord deurbring en leer om Bybelstudie te doen en so. Maar as die Bybel, God se woord, nie met ons besig raak nie, sal al ons moeite en opoffering en studie ons nie veel baat nie. En dis wat met die digter van Psalm 119 gebeur het. Die woord van God het hom gegryp, het hom besiel. Hy sê in vers 11, aan die beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde. In vers 14 sê hy, om volgens u verordeninge te lewe, gee my meer vreugde as al die rykdom in die lewe. In vers 18 bid hy, maak my oë oop dat ek die kragtige werking van u wet ervaar. En in vers 24 bely hy, u verordeninge is my vreugde, hulle is my raadgewers. Hy sê in vers 32, die woord verryk sy lewe. Hy sê ek is gretig om die gebooie te gehoorsaam, want u verryk my lewe. En in vers 50 sê hy van die woord, dit troos my in my ellende, dat u my in die lewe hou. In vers 66 vra die digter vir God, gee my goeie insig en kennis, want ek stel my vertroue in u gebooie. En in vers 67 bely hy, voordat ek swaar gekry het, het ek gedwaal. Maar nou hou ek my aan u woord. Kan jy hoor? Insig oor hoe om te lewe. Oor en oor sê hy dit 6 maal. En dis wat gebeur wanneer die woord met 'n mens besig raak. En dit is wat met elke mens wat in die Here glo moet gebeur. Jy moet verander soos wat die woord jou leer hoe jy moet lewe. Dis hoe God ons in staat stel om die beste te maak van hierdie een geleentheid wat jy as mens gekry het om te lewe. Ons wat van nature so hard en ongenaakbaar kan wees, moet leer om sag en vriendelik en inskikkelik te word. Ons wat so woedend kan raak, moet leer om ons humeur te beteel. Ons wat so baie van onsself kan dink, moet leer om die minste te kan wees. En ons wat so inhalig kan wees, moet leer om te kan gee. Ons wat so gedien wil word, moet leer om te kan dien. En ons wat so haatdraand kan wees, moet leer om te kan vergewe en te kan lief hê, soos Jesus. En moet asseblief nie dink so iets is nie moontlik nie. God se woord sê verandering is moontlik vir elke mens. Al maak 'n mens steeds nog foute en al het jy in die verlede ernstige foute gemaak, en wie maak nie foute nie? Die Bybel en die geskiedenis en ons samelewing
is vol bewyse dat dit wel moontlik is vir mense om te verander en 'n mooi, dankbare, blye mens te kan word, wat 'n sukses van jou lewe maak, omdat jy geleer het dat dit nie gaan oor wat jy wil nie, maar oor wat die Here wil. Maar dan soms, wanneer 'n mens so om jou kyk en jy luister hoe mense praat, dan lyk dit of baie mense die lewe nog ervaar as 'n teleurstelling en 'n nuttelose besigheid. Hulle besef wel dat die lewe anders moes gewees het, dat God die lewe bedoel het om anders te wees, maar hulle kry dit net nie raak gevat nie. En uiteindelik is die lewe dan ook maar vir hulle net een groot teleurstelling en 'n leë nuttelose besigheid. 40 dae in die woord het ons geleer, daar is 'n ander antwoord. Daar is 'n wondersleutel, en dit is, laat God toe om jou lewe te regeer deur sy woord en sy gees. Die ander antwoord, die wonderantwoord is, kom na God toe, kom na sy woord toe. 40 dae in die woord het gegaan oor liefde vir die woord, leer die woord en leef die woord. En die versekering is, wie dit doen sal, soos die psalmdigter kan sê, Here, U is my lewe, daar is by U oorvloedige blydskap. En ook soos Paulus in Filippense 1 vers 21, om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. Jy sien, hierdie een lewe wat ons gekry het, hierdie een geleentheid wat ek en jy het, gaan net oor een ding, om soos Paulus te kan bely, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here, en of ons dan nou lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. So 'n lewe, my broer en suster, kan nooit 'n teleurstelling wees nie. So 'n lewe kan nooit nutteloos wees nie. Maar vir so 'n lewe is 3 dinge ononderhandelbaar. Jou liefde vir die woord van God, jou kennis van die woord van God, en hoe jy die woord van God leef, elke dag, wat die Here jou gun om te lewe tot sy eer. Amen. Bid saam met my. Here, wanneer ons voor U staan, dan voel ons staan voor U met leë hande. Van hierdie dinge is vir ons eintlik niks moontlik as U ons nie die krag en die genade gee, om die woord waarvoor ons lief is en die woord wat ons ken, te kan leef nie. Stel ons asseblief in staat deur die kragtige werking van U Gees, om in watter situasie ons ook al mag in bevind, dat ons dan die woord sal leef. Dat ons dan sal leef soos wat U ons geleer het. Dat ons dan elke dag so sal praat, dat mense kan hoor, ons ken U. Ons is lief vir U. Gee vir ons die genade, om verby al die kwaad te kyk, en om die geleenthede raak te sien, om sout vir die aarde en 'n lig vir die wêreld te wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Gaan nou uit die wêreld in, hou julle oë oop vir geestelike gevare, hou aan die Here vas in die geloof, gedra julle soos manne en wees sterk, sorg dat alles wat julle doen met liefde en vriendelikheid gedoen word. Julle moet probeer om vir mekaar goed te wees en ook vir ander mense. Vir God moet julle eerbied hê en moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. En die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.